maar ek is altyd excited oor al my boodskappe. Prys die naam van die Here. Amen. Ek wou besluit ek gaan nou van die laptop afpraat, want die hond vat my preek hard op die weg met. Julle weet jy wat ek beleef in my kantoor. Hardloop nou dag, moes ek agter my aanhardloop op my preek op die Kom ons lees gou daarso uit Markus 5. Markus 5 vers 25 tot 29. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, hoor jy die vrou se geloof, sal ek gesond word. Dis geloof. Dieselfde ek kom kerk toe en ek sê vandag gaan die Here my aanraak. Jy weet dat jy weet God gaan my genees. 29. Hy sê dadelik hierdie fontein van haar bloed opgedroog. En sy het, nou sy het 12 jaar lank gehad, dis kwaai. En sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Wonderlike Here Jesus, wat 'n voorreg vanmôre om weer hierdie boodskap, Here, dis 'n kort boodskap, Here, maar dis wat jy op my hart geplaas het, om met die volk te deel, die grootheid van God en wat U kan doen, Here. U sien ons, Here, 'n vrou, 12 jaar lang kan bloedvloeiing, maar Here, U spreek 'n woord, en sy word genees. Wat 'n groot God het ons, wat ons gedagtes ken, wat ons hart ken. Here, ek wil bid, Here, dat U regtig waar en elke kommentaar, elke boetie en sussie se hart sal spreek môre en dat hulle sal weet dat God is 'n waarmaker van sy woord. U kom toe die lof, die eer en die aanbidding, my Vader. Amen. Ek wil my boodskap so begin. In daardie tyd, wanneer jy hierdie siekte gehad het, was dit 'n verskriklike siekte gewees. Nou, wanneer jy hierdie siekte gehad het, was jy beskou as onrein. Prys die Here, vandag se dae is die mediese tegnologie so ontwikkel, dat wanneer jy wel hierdie siekte het, dat jy binne 'n paar dae kan herstel. Ek praat van vandag. Daai tyd was dit nie so maklik gewees nie, dit was 'n verskriklike siekte gewees. Hierdie siekte van hierdie vrou het haar verarm as gevolg van hierdie siekte wat sy gehad het. Alhoewel hierdie siekte nie 'n dodelike siekte was nie. Hy was net 'n siekte gewees wat al mekaar aangegaan het, wat jou nie doodgemaak het. Hoor gou mooi. Die beste nuus wat die vrou kon kry, is sy hoor van Jesus. Halleluja. Ek sê mos die Jesus is die soetste naam bo kan elke ander naam. When you speak the name of Jesus, something happens inside of you. Wanneer jy die bloed, dan wanneer jy die naam van Jesus spreek, gebeur iets hier binne in jou. Wanneer jy die bloed van Jesus spreek, dan gebeur ook iets binne in jou. En weet jy wat? Wanneer jy nuus van Jesus hoor, is dit altyd goeie nuus. Jy kry groot Christene, maar jy kry altyd baie keer negatiewe nuus ook van groot Christene, maar van Jesus nooit. Interessant, nee, maar van Jesus nooit. As iemand per ongeluk aan hierdie vrou se kleed geraak het, was jy as onrein beskou. Jy moes vir 7 dae lank in kwarantyne gegaan het. Dis nogal kwaai. Dis hoe erg hulle dit gehad het in daardie tyd, en jy mag ook nie in die openbaar gewees het nie. Nou, as die Here hierdie vrou gesond maak, dan maak dan dokter hy nie die simptome nie. Hoor mooi wat hy vat die bron en hy vat die oorsaak daarvan
weg. Nou moet ek jou iets vertel. Daar's baie dokters, ek noem net die slim dokters. Die slim dokters kan die bron en die oorsaak wegvat, maar daar's baie min van hulle. Maar ek sê dit weer, daar's baie min van hulle. En al wat hulle doen is, hulle hou die siekte onder beheer. En nou gaan ek jou 'n storie vertel wat julle almal ken. Jy weet, as 'n dokter nie die bron en die oorsaak kan wegvat nie, hou hy net die siekte onder beheer. Daar was 'n oom gebeur, hy was 'n dokter, hy's naby aftrede, dus hy seun klaar geleer vir 'n dokter, en hy sê, pa, gaan jy nou 'n bietjie op vakansie, jy was jare laas op vakansie, ek sal oorvat by jou. En hy vat toe oor by hom, sy pa gaan weg, lekker op vakansie daar in Mauritius, en hy sê, pa, hy sê, daai vir tannie Marie, sy het 'n beenprobleem gehad. Kan pa dit glo, ek het daar gesond gedokter. Jy het so gesukkel met al die jare. Hy sê, onthou jy vir hom Koos, met sy asmatiese bors wat hy gehad het. Ek het tot hom Koos gesond gedokter. Kan pa dit glo? En sy pa kyk hom so aan, hy sê, my seun, hulle het jou op universiteit gehou. Hulle verstaan nie lekker nie. Hy het net die siekte beheer. So hulle moet elke keer terugkom en betaal, die hele tyd, en dis hoe sy kinders op universiteit bly. So die slim dokter kan jou genees, maar nie al die dokters kan die bron en die oorsaak daarvan kry nie. So jy betaal om die hele tyd, en dis ook hoe hierdie vrou verarm geword het, want sy die hele tyd betaal, want sy kan nie gesond word nie. As jy gaan kyk, in vers 29, die laaste versie wat ons gelees het, vers 29 word daar gepraat van die vrou se siekte as 'n kwaal. Nou in die Grieks beteken mastikos. Mastikos beteken om geeselslae te kry. Dis wat dit beteken. Nou die 7de Oktober, ek gaan dit nou alles mooi bymekaar vat, die 7de Oktober 2023, val Hamas die Israeliete aan in die suide. Hulle maak 1200 Israeliete dood, en hulle het gevangenes, so 251 gevangenisse van die Israeliete. En nou is die vraag wat ons vra, hoekom maak Hamas nie almal dood nie? Hoekom hou hy 251 uit? Maar ek verduidelik vir hoekom. Omdat dit 'n afpersende, wraakgierige bedoeling is. En wat hulle doen is, elke keer dan wys hulle op die TV, wys hulle al die gijslaars, dan wys hulle van hoe sleg hulle word, behandel, wys hoe hulle verneder word. Jy kan baie duidelik sien dat hierdie gijslaars nie kos kry nie. So hulle suffer altyd. 1200 is doodgemaak, maar hulle hou so 251 uit, net om vir die wêreld te wys wat ons kan doen. Dis 'n afpersende, wraakgierige bedoeling. Nou as jy gaan kyk in Matteus 18, sal jy sien, in die antieke geskiedenis was dit so gewerk, is dat mense wat hulle iets aan hulle gedoen het, gegee het vir die pynigers. In Matteus 18 sal jy sien, dat iemand anders te geld geskuld. En wat het hulle dan gedoen? Hulle gee jou dan oor aan die pynigers, dat hulle jou sal pynig, solank jy nie betaal nie, gaan hulle jou pynig. Dit is hoe die antieke geskiedenis gewerk het. Dit is wat Hamas nog vandag nog steeds doen. Hulle doen dit, hulle pynig die mense aan mekaar. Maar kom ons kyk na die groot pyniger vandag. Wie is die groot pyniger vandag? Satan. Satan is die groot pyniger van vandag. Jy sien, wat mense pynig oor 'n tydperk, dis wat hy doen. Nou wil ek met jou praat oor, wat het hierdie vrou deurgegaan? Ek wil hier die prentjie kry. Hierdie vrou het baie bitter min rooi bloedselle gehad. Haar immuunstelsel was heeltemal verlaag gewees. Haar lewenskwaliteit was het verswak, en sy was die hele tyd moeg gewees. Nou ek weet van baie mense, hulle gaan slaap moeg, en dan slaan hulle nog moeg op, ek weet hoe werk dit nie, maar in elk geval, hierdie vrou was die hele tyd moeg gewees as gevolg van die bloedarmoede wat sy gehad het, want sy verloor natuurlik die hele tyd bloed. En nou kyk ek na die emosionele implikasies wat hierdie vrou moes deurgegaan het. Jy weet, toe sy in die geheim moes gegaan het om die kleed van Jesus Christus aan te raak, moes sy natuurlik seker 'n lap oor haar kop gesit het, of wat ook al, sodat mense haar nie kan sien, want sy kan nie openbaar beweeg nie. Nou, wat gebeur is, as hulle haar sou gekry het in die openbaar, het hulle die reg gehad om haar eintlik te stenig. So sy het 'n geweldige groot kans gevat
om dit te doen. Nou, hoor gou mooi, hulle kon haar gestenig het, maar nog 'n groter emosionele implikasie is dat in die sielkunde leer jy vandag, dat jou grootste impak van emosionele, die ergste wat jy kan kry, is wanneer jy verwerp is. Mense om verwerp te word deur mense, aan mekaar soos wat die vrou was vir 12 jaar lang, dis nie 'n grap hoor. Ek wil jy kan by jouself dink, vir 12 jaar lang het mense weggebly van jou af, jy mag nie in die openbaar gewees het nie. Ek wil vir jou sê, hierdie geestelike implikasies, het sy seker gedink, as ons kyk na die geestelike implikasie, dan dink ons maar, sy het seker gedink dat God moet kwaad wees vir haar, want hoekom word sy nie gesond nie? Jy sien, jy kan pyn en leed hê, wat jou nie doodmaak nie, soos wat met hierdie vrou gebeur het. Jy sien, dit beïnvloed jou lewenskwaliteit, dit steel jou lewensvreugde, dit kos jou geld, en dit is sweepslaaf wat die Bybel van praat wat jy kry, en kort daag dit op. Jy sien, jy word gefolter dalk oor 'n lang termyn. En baie mense wat hierso sit vanmôre, het skouerprobleme, en knieprobleme, en kort dit jou geld, want jy moet dokter toe gaan om die pyn stil te maak, want dit hou nie op nie. Dit hou aan mekaar. Wat se emosionele probleme is daar nog wat plaasvind? Emosionele dinge wat jou baie erg tref deur die jare, wat baie lank gebeur het, is natuurlik egskeiding. Nou in my 33 jaar in die bediening het ek beleef van baie mense wat egskeiding deurgegaan het, dat dit 'n baie diep pyn is wat jy dra saam met jou. En daai pyn veroorsaak, dit beïnvloed jou optrede en dit beïnvloed jou gedrag teenoor ander mense. En wat my belewenis is dat die 99% van die geskeide mense is negatiewe mense, omdat hulle seer gekry het. Dis nie lekker nie. En weet jy wat is die beste van almal? Niemand kan dit sien nie, want dit is hier binne. Jy kan dokter toe gaan, jy kan sielkundige toe gaan, jy kan dit vir jou doen. Ek wil vir jou sê, dis net God wat daai genees in die binnekant. Ek noem dit 'n gebruikie skald om dit uit te sny. Dis net God wat jou kan genees wat niemand kan sien, wat in die binnekant plaasvind. Jy worstel dalk met iets waaroor jy jouself nie kan vergewe nie. Nou aanvaar jy dat God jou nie vergewe nie. Jy neem sommer maar net aan dat God jou nie sal vergewe nie. Wat noem ons dit? Geestelike foltering. In ander woorde, jy glo dat God jou nie vergewe nie. Nou aanvaar jy maar net sommer dat God jou nie vergewe nie. Eintlik wat hier plaasvind is dat daar 'n geestelike foltering plaasvind die hele tyd in jou lewe. Nou daar's baie mense wat geeselhoue kry deur die lewe. Kom ek verduidelik vir jou wie's die mense, dis iets wat jy nie kan sien nie. Jy voel misbruik, jy voel onvervuld, jy voel jy word nie genoeg lief gekry nie, en jy voel jy word nie genoeg waardeer nie. En daar's baie van julle wat hier sit vanmôre wat so voel, want niemand sien dit, want dit is hier binne. Weet jy wat doen jy nou? Nou leef jy maar saam met dit. Dis wat jy doen. Jy leef nou maar saam met dit. Hoeveel kinders is daar wat leed aan hulle ouers doen? Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Jou kind gebruik dwelms. Nou die eerste ding wat 'n ouer doen is dit. Ek wonder wat ek verkeerd gegaan met my kinders se opvoeding. Wat het ek verkeerd gedoen dat my kind dit gedoen het? Ek het tog nie my kind so groot gemaak nie. En op die einde van die dag ly die ouer. Die kind het nie 'n koek en 'n klou wat hy aan sy ouers doen nie. Maar wag tot jy 'n kind het, dan sal jy verstaan. As jy nie weet waar jou kind in die nagte rondloop agter dwelms nie, dan gaan jy daai ouers het 'n pyn in die binnekant wat niemand van ons sien nie. Ons moet bid dat die Here regtig waar sal stil staan, dat hierdie kinders ook tot inkeer sal kom, dat God hulle sal lei om te besef, dat net hy kan jou genees. Weet wat is vir my die interessante deel van die Bybel, dat hierdie vrou se naam word nie eens genoem in die Bybel nie. Dit is asof sy so half onbelangrik is. Maar tog het hierdie vrou se geloof Jesus se aandag getrek. En sy het gegaan met die gedagte, ek gaan
Nie wonder miskien dalk of moontlik nie, ek gaan gesond word as ek net aan sy kleed kan raak. Moet jy die excited en opgewondenheid in die vrou se hart gesien het? Ek gaan aan Jesus raak. Ek het gehoor hy kom. As ek net aan hom kan raak, sal ek gesond word. Ek wil vir jou sê die volgende, Jesus het daar volmaak, hoor mooi, volmaak genees. Is dit nie wonderlik nie? Hy het daar volmaak genees. Nou wil ek jy moet mooi hoor wat ek nou vir jou gaan sê. Al het jy vir jouself gebid en jy word nie gesond nie. Al het jy iemand anders gevra om vir jou te bid en jy word nie gesond nie. Wil Wessel Groeneveld vandag vir jou sê, ek glo nog steeds, Jesus is die groot geneesheer. Ek glo met my hele hart, as ek vir 10 mense bid vanmôre, ek bid vir mense wat siek is, as ek vir 10 mense bid wat siek is, en net een word gesond, gee dit my die versekering, dat Jesus Christus genees nog steeds. Die Bybel sê, hy was gister, vandag en môre, tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Dit is in sy karakter om te genees. Julle het geweet? Dit is sy karakter om te genees. As jy gaan kyk in 2 Korintiërs 12, praat die Bybel van, Paulus het 'n doring in die vlees gehad. Maar nou is al baie teoloë, pastore en predikante, hulle kan nie vir jou sê wat jy doring in die vlees, almal het verskillende menings. Party mense sê Paulus was dalk 'n bietjie blind geweest, hy kon nie lekker sien nie. Ander sal vir jou sê hy het depressie gehad. Ander sal vir jou sê hy het epileptiese aanvalle gehad. Paulus beskryf sy eie siekte soos volg. Hy sê dit is soos die duiwel wat 'n vuishou in my gesig slaan. Hy sê dit is hoe dit vir my voel. Maar baie interessant. Paulus sê ietsie so wat vir my verskriklik interessant is. Hy sê dit is aan my gegee sodat ek nie myself sal verhef nie. Baie interessant. Hy sê dit is aan my gegee sodat ek nie myself sal verhef nie. Nou sê die woord van die Here, Paulus het 3 keer gebid dat God dit moet van hom af wegvat, maar dit word nie van hom af weggevat nie. Hoor mooi. Paulus, hoor mooi, het self gebid vir mense, hy het vir 'n ou gebid wat krepeel was, en God genees hom. Daar's 'n ou wat sit in 'n venster, ek hoop nie gebeur by ons kerkie, hy raak in die slaap, binne in die kerk, is die tempel, hy sit in die vensterbank, poep, sal val hy af, en hy breek sy nek, mors dood. Wat doen Paulus? Hy bid vir hom, en God rig hom uit die dood uit op. Paulus het wonderwerke gesien, hy het dit ervaar, hy het dit beleef, maar self word Paulus nie gesond nie. Maar hy bid vir mense wat gesond word, maar hy self word nie gesond nie. Wat sê Paulus, wat sê God vir Paulus? Hy sê vir Paulus, Paulus, my genade is vir jou genoeg. Hy sê my genade is vir jou genoeg. Ek wil net nou mooi luister wat ek nou vir jou gesê het. As die Here jou op 'n buitengewone manier sou gebruik het, sal jy groot kop kry. Ek gaan dit nou vir jou sê, hoekom ek so sê. Hoe meer die Here jou gebruik, hoe groter is die risiko dat jy sal groot word in jou kop. En ons noem dit arrogansie. Hoor jy wat ek sê? Maar eintlik al wat gebeur, is dat God se genade werk deur jou om iemand te genees. Jy is 'n instrument. Wat was die eerste sonde in die Bybel? Arrogansie. Die duiwel wil hom verhef het bo God en hy wil beter gewees het as God. Dit was ook die eerste sonde gewees. Was arrogansie. Met ander woorde, God het dit toegelaat met Paulus. Wat met hom gebeur het? As daar vir jou gebid word en jy word nie gesond nie, dan moet jy sê, dankie Here vir u genade. Dankie Here vir u genade. Hoor gou mooi, wat sê Paulus? Hy sê, my krag word deur my swakheid volbring. Antwoorde, die Here werk deur hom, en dan sal die Here hom versterk in sy swakheid, hy roem nie in homself nie. Hy sê, my krag word in my swakheid volbring. Kom ek vat gou myself, ek was doofgebore gewees, julle het al gesien, ek dra
gehoorapparaat is, ek my gehoorapparaat uithaal, dan is dit baie rustig vir my. Ek hoor niks wat Frida sê nie, is baie stil. Hoor gou vir my. Weet, ek vat na myself, ek het nou 'n gehoorverlies. As ek, dit kan my vrymoedigheid wegvat om vir mense te bid, sodat God hulle kan genees. Maar omdat Wessel Groeneveld weet, God is die groot geneesheer, het ek vrymoedigheid om vir mense te bid, dat God hulle sal genees. Nie ek nie. En net so in die begin van my bediening, het ek hierdie saak baie vinnig uitgemaak met die Here. Toe sê ek vir die Here, maar hoe kan ek bid vir mense as ek self nie gesond is nie? Die Here sê vir my, maar wie genees? Ek genees, jy moet hierdie instrument wees, Wessel, dis alwaar voor jy daar moet wees. En dis presies wat die Here met Paulus gedoen het. Ek bedoel, Paulus het vir mense wat krepeel was genees. Hy het vir mense wat dood was, het hy die doodheid opgerig. Hulle word lewendig. Maar hy self was die hele tyd, ons vat byvoorbeeld Reinhard Bonke. Reinhard Bonke het vir mense gebid wat blind is, dan word hulle gesond en hy dra self 'n bril. Reinhard Bonke bid vir mense wat kanker het, dan genees God hulle. Maar Reinhard Bonke sterf van kanker. Interessant, né? Maar hy self sterf van kanker. Nou wil ek iets vir jou sê, wat vir my baie belangrik is, dat jy nooit sal vergeet nie. God gebruik onvolmaakte mense om vir hom iets te doen. God gebruik gebroke mense om iets vir hom te doen. En Wessel Groeneveld wil vandag vir jou sê, God gebruik onvolmaakte mense en gebroke mense, maar nooit dink, Adrie, God kan jou nie gebruik nie. Hoor wat ek sê, jy kan maar gaan kyk na almal in die Bybel, almal van hulle het aangejaag, voordat God hulle gebruik het. Jy kan maar gaan kyk. En God wil vir hulle wys, ek kan enige persoon gebruik. Die Here het tot selfs 'n prostituut gebruik in die Bybel, om iets vir hom te doen. Mense, dis nooit te laat, maak nie saak hoe jou lewe is nie, dat God jou kan gebruik. As God besluit, hy gaan sy vinger op jou plaas, werk is in jou gebruik, dan gaan hy jou gebruik. Moet nooit te min van jouself dink nie, want God maak nie gemors nie. Hy maak die beste. Ek gaan afsluit met hierdie woorde wat vir my baie beteken. Hoekom word almal nie gesond nie? Ek het 2 antwoorde vir jou. Die eerste antwoord is, ek weet nie. Want ek 'n tweede antwoord, hoekom jy nie gesond word nie. 80% van mense het hierdie probleem. As jy onvergewensgesindheid het, en bitterheid in jou lewe, wil ek vir jou sê, my boetie, my sussie, my oom en my tannie, jy gaan nie gesond word nie. Arthritis is een van die grootste siektes wat daar is, as gevolg van bitterheid en onvergewensgesindheid. 80%, ek wil amper sê 85% van mense wat arthritis het, is as gevolg van onvergewensgesindheid en bitterheid. Mense, ons moet dit nie toelaat in ons lewe nie, ek het dit al baie vir julle gesê, hoor wat ek vir jou sê, is dat God, jy gaan die hemel mis, as jy bitterheid in jou lewe het. Wat sê Jesus aan die kruis? Hy sê, as jy nie vergewe nie, kan ek jou nie vergewe. Baie mense dink hulle is op pad hemel toe, vir jare dien hulle die Here, maar hy iets teen sy broer en sy suster, of hy iets teen iemand. En baie kere in jou lewe, dan wonder jy, maar hoekom gebruik God my nie? Hoekom voel in die hele tyd, of ek teen die dak vasbind? Want daar's goede wat die binne is, wat jy iets het teen mense. En God kan jou nie gebruik, wanneer jy hierdie ding in jou binneste het nie. Jy moet ontslae raak daarvan. As jy wil hê dat God jou moet genees, dan maak nie saak of dit 'n emosionele siekte is, of dit 'n fisiese siekte is nie. Net God kan jou genees, maar jy moet mense vergewe. Daai bitterheid moet uit jou hart uitkom. En dit is vir my baie belangrik, wat ek vanmôre preek, 'n kort boodskap hier. Maar ek voel, dit is net wat die Here op my hart gesê het, met die gemeente te deel. Ek wil hê met jou oor toe maak, en ek wil hê dat as jy fisies siek is in jou liggaam, wil ek hê moet vorentoe kom.
Because I believe that God is going to heal you with my whole heart. Ek glo dat God jou gaan genees. En as dit nie vandag is wat God besluit het, hy gaan jou genees nie, dan sê jy, Here, dankie vir die genade. Ek wil jy met vorentoe kom vanmôre, kom ons kyk nie rond, jy kom vorentoe, as jy siek is in jou liggaam, of jy nou depressie